Jy is geskakel op die Groot Ontbyt, Groot FM 90.5. Is 'n bietjie lanklaas musiek gespeel vir ons luisteraars, maar as Franja Du Plessis saam met jou kuier in die ateljee, dan speel jy nie musiek nie, want hulle wil meer saamkuier en gesels saam met jou. Baie welkom. Dankie, is lekker om hier te wees. Dit wys nie nou hoe vinnig tyd gaan. Dit voel vir my of jy gister hier was en dis al November verlede jaar gewees, nie? Ja. Dis maande. Die tyd gaan regtig vinnig verby. Dit is eintlik baie scary. En toe het ons nog gepraat oor jou album. Hoe gaan dit met hom? Dit gaan goed, hy gaan mooi aan. Gaan hy mooi aan? Ja, ek is baie dankbaar en bly dat hy so goed doen. Maar ons wag net maar om te kyk of hy by Platinum uitkom. Dus ek glo ek hou duim vas. Dalk net vir die wat dalk nou nie weet nie, Yes. maar toe ons laas met haar gepraat het, was dit toe om bekend te maak sy het nou goue status alreeds bereik en dit was teen 'n vinnige spoed wat jy hom bereik het in vergelyking met ander kunstenaars. Maar vir die wat jy dan ook volg, sal natuurlik weet dat jy redelik nogals goed gedoen het ook met die Guma toekennings hierdie jaar. Kom ons praat bietjie daaroor. As 'n mens gekyk het daai dag, dit het redelik gelyk of dit jou onkant gevang het, maar nou kan ons uit die perd se bek uit hoor. Wat het deur jou kop gegaan toe hulle daai aankondigings maak en hier staan jy en jy het jou Guma toekenning vir dit ontvang? Ek weet regtig nie. Almal vra my wat het ek gedink, maar ek het eers gedink, jy het ek nou reg gehoor. Ek is seker of is dit nou ek wat moet opstaan of nie en ek weet nie, ek was net so oorweldig dat ek net begin huil het want ek het dit glad nie verwag nie. En toe moet ek gaan praat en toe huil ek my hele speech deur. Is daai huil, nee? Is dit 'n laat 'n ou voel wat verstaan jy dit behalwe net vir die emosie. Dat jy voel maar jy wil regtig hierdie loopbaan bou en dit gaan goed. Jy verstaan en jou eie naam bou en dan word dit daai jy weet al vereer. Is dit 'n gevoel van spanning ewe skielik net so 'n bietjie gerelease het vir jou? Ja, ek dink Jy kry definitief erkenning op jou eie en dit. Ja, ek dink dit is so 'n groot oomblik. Ek was net so dankbaar want ek het gesê ek gaan met geen verwagting gaan nie. Ek gaan net die aand gaan geniet en my liedjies sing wat ek moet sing en die res van die aand gaan ek geniet en toe kry ek 2 en ek het eers niks eers verwag nie. So ek is baie bly. Ek sou Gumas gewen het met ons op sing toe voor die Gumas. Toe begin die Gumas. Toe maar dis ook niks as mense wat Sari toekennings gewen het jare terug vir Artes. Waar is die Artes? Dis okay. Ons gaan nou verder gesels want ek wil hoor oor die duet. Ja. En wat wag vir jou in die toekoms en ek het weer vir jou vasvra. Okay. Is reg. Jy is geskakel op die Groot Ontbyt. Henry Meiburg moet my teen die tyd redelik goed ken. Daar sit 'n sekere paar liedjies wat 'n kliphard sit as hulle opkom hier in die ateljee. Een van hulle is definitief die enkelsnit van Franja Du Plessis. Wat die een? Wat sê enkelsnit speel ons? Die stad van Daai van stad van verlange. Stad van verlange. Hy is my gunsteling. Daai liedjie is regtig soos in ek sit hom altyd klip. As hy hom aankondig ook, dan sal hy net sê een van my gunstelinge. Maar dit is maar die verwerking ook. Jy weet daai liedjie, hy loop so mooi. En dan sy tweede versie inval. Hy's vibe. So saam met ons in die ateljee soos jy nou gehoor het of afgeleid. As jy dit nie afgeleid nie, waar is jy vandag? Was is Franja Du Plessis. Ek wou wie agter ons verbygeloop. Ek het net hierdie lang bene gesien agter my. Kokke. So Franja, ons het nou gepraat oor jou CD en die loopbaan. Ons het nou die dag gepraat met jou broer. En ons het so vinnig in die advertensiebreek gepraat net oor om 'n loopbaan te kan bestuur omdat jy uit 'n familie kom van musiek. Was dit iets anders dan ek dink 'n groot pleintjie. Kyk jou pa vanoggend. Ja. Ek het daar seker vra wat ek dan moet hierdie vrae van hierdie vrae delete wat ek hier gehoord het. Kyk. Dan 'n pleintjie vir hulle het tog gelooflik goed bestuur. Ek onthou toe hulle nog baie klein was, dan en selfs by in die bos, dan ry hulle terug. Ja. Jy weet, sal terugry eerder en julle was nou nie daai keer daar nie. Maar behalwe net om 'n familie te bestuur, selfs julle loopbaan is baie sensitief, maar daar's baie min mense. Hulle het nie hier op 13 verstaan jy, vir jou 'n bus gekry met jou gesig op nie. Is jy dankbaar vir dit? Ek is baie dankbaar. Ek sou dit nooit anders te wou gehad het nie. Ek dink hulle het dit baie mooi bestuur. Ek dink ook ons is 'n baie private gesin eintlik ook. So mense wil nie ek dink daar kom 'n sekere lyn met mense privaatheid wat jy vir jouself moet hou. En ek dink ons was nooit regtig in die publieke oog gewees toe ons jonger was nie, maar toe hulle voel dis die regte tyd, toe het hulle ons laat gaan en gesê okay, nee, is reg.
Ons het iets gehoor, ek weet nie Jornay het nou iets genoem van 'n moontlike realiteitsreeks vir jou en vir Roan of is dit net Ons nee. Dit terwyl jy oefen om Everest te gaan klim. Ja. Skryf hulle liedjies al die pad tot op met by die Tot piek. heel bo. Ja, so. Jy skryf, ek wil jy het van sy liedjies ook geskryf. Hy was nou die dag op die program en hy's geweldig vol lof vir jou vir jou skryfvermoë. En ek bring dit altyd uit want baie mense dis 'n ou jaloerse bedryf al buite, nee, daar's baie mense wat niks van die popsterre hou nie of wat ook al. En dan sê ek vir ouens, weet, gaan kyk bietjie hoeveel van hierdie liedjies het hulle self geskryf ook. So dit sit jou, verstaan jy, dit maak jou baie meer musikant en sanger. So wat maar is dit nog steeds vir jou groot liefde, eerste liefde, die sing of die skryf? Yes, ek weet nie, ek dink elkeen bring iets anders uit jou uit. So ek het 'n baie groot passie vir liedjies skryf. Ek hou daarvan om te skryf en te hoor hoe vorm die liedjie tot op die eindproduk. Dis vir my baie lekker, maar ek hou ook daarvan om te sing. Ek is dit bietjie op my senuwees baie keer as ek verhoog moet loop, maar mens kom maar in die ding en ek dink mens raak dit meer gewoond. Ek dink mens sal ooit nie op jou senuwees wees nie want jy moet nou 'n gehoor gaan entertain vir 'n uur of so. So ek dink albei bring maar iets anders uit my uit. So ek is lief vir albei. My verhaal is nou 'n relatiewe nuwe album, nog nie baie lank in die mark nie, maar baie goed al gedoen. Is jy alreeds besig om te dink en te skryf aan 'n volgende album? Ek het al geskryf vir die volgende album. Daar is genoeg liedjies al vir 'n hele album, maar Wow. ek probeer maar nog skryf dat mens die beste uit dit Kunstig. uitkies, ja. Ja. So ek dink hoe meer jy skryf, hoe groter is jou hit rate, as mens dit so kan sê, of hoe beter liedjies kan jy dalk uitkry as jy uit 'n klomp verskeidenheid uit kan kies. Ja. Ja. Wow. Lekker. Julle sing ook saam en daar's 'n moontlikheid van 'n video van julle duet. Nuwe duet. Ja, van my en Roan se duet. En wat is die duet se naam? Wat is die liedjie? Die liedjie se naam is Ek wil lewe en dit gaan oor dit gaan oor hoe jonk jy voel binne in jou. Dit gaan oor almal word oud en die tyd gaan verby, maar dit gaan oor hoe jy geesie binne is en as jy jonk voel dan gaan jy jonk optree en jy moet net die lewe geniet. Die woorde sê ek is vry, ek wil lewe. So ja, dis waaroor die liedjie. En dis regtig 'n lekker vibe. Dis baie kommersieel en ek dink die feit dat dit broer en suster is wat saam sing ook, dit maak dit lekker. Opkomende projekte, ek weet onder andere julle twee is nou môre, komende naweek. Dit voel soos ver. Is julle ook iewers te sien? Ons is by die Blou Hond Theater môre aand. Ja, ek wil die mense uitnooi om te kom kyk na die show. En ja, as hulle wil eet, dan kan hulle kaartjies koop vir R330 saam met die ete ingesluit en as hulle nie wil eet nie, is dit so R230. Ja, en 'n 6:30 en dis maar Maar julle het ook saam op die groot boot en julle het ook saam so een van die shows gedoen en die mense was regtig mal daaroor. Dit werk. So deel van die vasvra ook. Help dit dat julle albei mooi mense is? Ek weet nie. Sê net ja. Gaan seker oor my hart. Glo my nie, ja, hart kan mooi wees. Hart. Ja. Maar kan jy nou dink met my hart as ek 'n mooi gesig gehad het, waar was ek dan? Okay, sê iemand in my oor, nou was jy Prins Charles. Hierdie gaan nou Dude, ek het normale ore, okay? Hierdie gaan oor Franja, hoor. Kom ons doen. Hier kom jy vasvra oor Franja. Indri, vraag 1. Waar is sy gebore? Wat is stad? In die stad. Nee, ek gaan nie vir detail. Raai 1, ja, Windhoek. Sy's in Windhoek gebore. Hier kom jy vasvra. Dit gaan oor Windhoek volgens. Okay. Wanneer is Windhoek gestig? Watter jaar? Franja. Jo. So moeilik een. Ek weet nie. 1840. Alright. Sure, dis baie. Wat is die burgemeester van Windhoek se naam? Stefan. Kom ons sê eerder Stefan. Die huidige. Burger. Ja, Die Sankie Gainkop, is dit dis die president. Ja. Dit klink soos 'n sprokiesverhaal, Hankie Gainkop. Maar hierdie is Gazapua. Gazapua. Hoeveel mense bly in Windhoek? Miljoen. 325.858. Jy sê kyk hoe oorskat ek. Dis hy iemand nou aanbeweeg het gestrap. 57. Wie het hom gestig? Windhoek. Wie het Windhoek die dorp? Hier is baie Die Duitsers. Jy sal dit dink, almal het gedink Jonker Afrikaner was 'n brein gangster, maar nou praat ons van bendes wat hulle gehad het jare terug en hulle is met die perde opgejaag en hy het basies Windhoek toe gestig en hoekom het dit Windhoek genoem? Nou wat het hy dit vernoem? Wind. Wat waar? Daar's 'n spesifieke hoek. Daar's 'n nuwe liedjie wind wat waar. Die Winterhoek berge in Tulbagh, dis waar sy familie was. En ja, dit is julle het nou nie gewen hierdie een nie. Maar Franja het daarom nie te sleg nie. Ja, sy het ten minste geweet waar sy gebore is, wat jy nie geweet het nie. 'n volle een. Hoorie, Franja, baie dankie vir die lekker kuier. Dit is altyd lekker Dankie. om enigiemand van julle te hê. Dis vir ons ook altyd. Ja, en word gesond.
Ja, Voor die show môre aand. Nou inspuiting of ietsie gaan kry. Ja. vir hierdie stem.